H2O is 'n suiwer solid en 'n suiwer liquid, so hulle kom nie in jou K-uitdrukking nie. En jou suurstof daar is 'n produk en hy kom bo die lyn. So daai hele ding moet eintlik wees op 1. Oei, ene tog. Op 1. Maar natuurlik is dit dan nodig om dit neer te skryf. OK, hierdie lyntjies moes jy daar gewees het, ek moes daai uitgehaal het. Goed, so kom ons kyk gou hoe lyk 'n som. Hierdie som wat ek nou gaan doen met julle is te maklik. OK, so moenie dink die somme gaan so maklik wees nie, maar dalk is julle bevoorreg. Dit sê die volgende reaksie vind plaas in 'n geseelde 2 liter houer. Geseel, dit beteken 'n geslote of geïsoleerde stelsel wat beteken Le Chatelier se beginsel geld. OK? Dan kyk jy omkeerbare reaksie, SHAP. Jy sien gas, 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 SHAP en dan sien jy 2 1 teenoor 2, so die mol verhouding is 3:2. OK, nou sê hulle vir jou by ewewig is die volgende hoeveelhede teenwoordig, 0,3 mol van daai, 0,1 mol van daai en 1,12 mol van daai. Nou vra hulle vir jou bereken die waarde van die Kc. OK, so ons moet eerstens 'n Kc-uitdrukking gaan neerskryf. En kom ons begin by 'n punt. MW, sal jy vir my die Kc-uitdrukking gee vir daai vergelyking? Kc is gelyk aan Die konsentrasie, ja. die konsentrasie van SO3. Geef my die naam van SO3 asseblief. Swaal Hoeveel suurstof is daar? Nee. Hoeveel okside? 3. So swaal? Trioksied. Trioxide. OK, so is SO3 en dan wat? Nee, swaaltrioksied, sover ek dit het. Jy is helemaal reg, moet Dorimag 2 wees? OK, dan is dit oor die konsentrasie van SO2 Sy naam? swaal op 2 oksied. Dioksied. Dorimag 2 en dan langsaam die konsentrasie van suurstof. Suurstof, mooi. Goed, nou, Louis Henry, sê hulle vir ons, daai sinne en daai sinne. So kan ek hulle net daar gaan invul. Wat beteken nou hoekige hakies? Konsentrasie van, en hulle gee dit vir my in mol, mol, mol. So ek moet die mol gaan omskakel in konsentrasie. OK, so dit is wat ek hier langs aan gaan doen. Ek gaan een keer die vergelyking gaan neerskryf en dan dit gaan toepas vir hulle elkeen. Onthou jy gaan 'n punt kry vir die formule. OK, so jy wil die formule gaan neerskryf, dan gaan ek sê die konsentrasie van swaaltrioksied en dan gaan ek kyk die konsentrasie van swaaldioksied en dan die konsentrasie van suurstof. OK, hulle gee elkeen is 'n mol, hierdie een is 1,12. Hierdie ene is 0,3 en daai ene is 0,1. Wat is die volume, Louis Henry? Twee, dis almal in 'n 2 mol houer. OK, 3 gaan in jou kop. Geef my die antwoorde van daai somme. Nul punt 66. Nee. 0.56? Kijk hoe... Nee, 66 zou geweest het 32. Denk ik? Heb je hem gecheckt? Kijk. So nou, is ek reg met daai eerste ene julle? Ek voel ek is. OK. Nou gaan sit jy die waardes in. Nou baie belangrik. Wanneer jy die waardes insit, verloor dit die hoekige hakies. Want jy het nou klaar die konsentrasie gaan uitwerk. Anders is dit die konsentrasie van die konsentrasie. Dit bestaan nie. OK, so jy gaan insit 0,56 kwadraat oor
0,15 kwadraat. En ek hoop, Pieter, jy weet dit kom vir jou. Okay. Ons doen. Sê. Hou jy self rekenaar? Kyk. Jy moet kry 278,76. Ardo, het dit 'n waarde? Ag, 'n waarde, 'n eenheid. Geen eenheid. Is jy happy? Hierdie is jou besigheid. Jy's besig om swaweldioksied te maak. Is jy happy? Jy's baie happy. Jy maak baie produkte. Okay, so nou vra hulle wat kan afgelei word van die waarde van K. Dis 'n groot waarde. Wat beteken jy het 'n hoë opbrengs? Hoe laat lê die klok? 20 voor. Nee? Okay. Ons het tyd vir nog een som. Ek wil eintlik multiple choice somme doen. Okay. Ons gaan van multiple choice somme toe en as dit klaar is daar, dan is ons klaar vir die dag. Sien ek julle nog môre? Ja, môre is donderdag. Okay, sê. In watter een van die volgende ewewigsreaksie word die opbrengs van die produkte verhoog deur die druk op die reaksiemengsel te verhoog? Okay. Amorey? Druk het te doen met wat? As jy die druk verander. Die volume, maar waarna moet jy kyk? Ja, 'n vraag is baie wyk. Enigiemand weet wat ek vra? Ja? Verhouding van? Van enige van hulle. Net gasse. Net gasse speel 'n rol hierso. Okay? So as ons kyk by die eerste ene, het ons 'n molverhouding van 3 tot 2 in terme van gasse. Die tweede ene, gas, die molverhouding is 2 tot 2. Die derde ene, gas, die molverhouding is 2 tot 3. Laaste ene, gas, die molverhouding is 1 tot 2. Okay. Goed, nou sê nou maar, een van hulle was 'n solid geweest. Ek wil gou vinnig hierna toe kyk. Sê nou maar, hulle sê vir jou daar, jou koolstofoksied, nou, dis nie moontlik nie, maar jou koolstofoksied is 'n solid, dan sal jou jou molverhouding gewees het 1 tot 2. Dan beskou jy nie daai solid nie, jy kyk net na die gasse se molverhouding. Okay. Goed, nou hulle sê vir jou, wat in van die ewewigsreaksies word die opbrengs van die produkte verhoog deur die druk op die stelsel verhoog. Vra ek jou, wat in van die volgende stellings aangaande die ewewig is waar? 'n Byvoeging van 'n katalisator bevoordeel die voorwaartse reaksie. Nee, hy gaan albei se tempo verhoog, maar hy bevoordeel geen ene nie. Onwaar. 'n Verhoging van temperatuur het geen effek op die opbrengs van die produkte nie. Dis nie waar nie. Die verhoging gaan iets doen op die, dit gaan of dit verhoog of verklein. Dis nie waar. C. 'n Verhoging in die konsentrasie van die reagense veroorsaak 'n verhoging in die konsentrasie van die produkte. Is dit waar? Ja, want as jy hierso is en jy maak die reagense meer, dan gaan dit gebruik word om daai meer te maak. So daai is waar. Kom ons check net gou vir D. 'n Verhoging van temperatuur veroorsaak 'n toename in die waarde van die ewewigskonstante.
So kyk gou vir hierdie ene. As ons die temperatuur warmer maak, wat gaan die reaksie wil doen? Kouer maak. Kouer is endo wat gaan terug wees. So hy gaan nie die ewewigskonstante hoër maak, hy gaan hom kleiner maak. So hierdie ene is onwaar. So die antwoord is C. Okay, volgende ene sê hulle vir jou. Nitrogen tetroxide word in 'n geëvakueerde, geseelde houer geplaas. Die volgende reaksie vind in die houer by konstante temperatuur plaas. Gas, die molverhouding is 1 tot 2. Ek sien nou nie, hulle sê nou nie vir my iets van exo endo nie. Die konsentrasie van die produk word met verloop van tyd gemeet. Watter een van die volgende grafieke illustreer die verwantskap tussen die stikstofdioksied konsentrasie en die tyd korrek? So, dit is die produk. Die produk aan die begin was niks, né? So is definitief nie A nie en definitief nie D nie. Okay, so die antwoord is B of C. Hoekom C en nie B nie? Want as jy kyk by C, hy begin by 0 en dan na 'n tydjie word ewewig bereik waar die konsentrasie konstant bly. Pieter, fokus. C. Okay. C. C. Jo, julle. Yes. It's every day. Okay, so. Goed. Wanneer die ewewigskonstante van 'n omkeerbare reaksie 'n waarde baie groter as 1 het, dui dit aan dat, wat trek ek met my vraag? Rikus. 'n ewewigskonstante groter as 1 dui aan dat wat? Watter een van daai 4? Die konsentrasie van die produkte wat meer is. Okay. Goed, dan vraag, het ek 'n vraag 5 en 6 uitgelos. Okay, vraag 7. Sê, beskou die volgende hipotetiese reaksie wat ewewig in 'n geslote houer by soveel bereik het. Okay, omkeerbare reaksie, sharp. Dan sien ek iets crucial. Ek sien 'n solid en 'n solid. So as hulle iets praat van 'n drukking, het dit nie 'n effek nie. As hulle iets vra van 'n kasiewaarde, het daar nie 'n effek nie. En dan sien ek die voorwaartse reaksie is endotermies. Wat beteken die terugwaartse reaksie is eksotermies. Okay, nou vra hulle. Watter een van die volgende veranderinge sal nie die ewewigsposisie beïnvloed nie? So hulle vra nie konsentrasie nie, hulle vra posisie. Okay. Goed, 'n toename in temperatuur. As ons die temperatuur obviously warmer maak, gaan die reaksie dit wil kouer maak, gaan hy die voorwaartse reaksie beïnvloed, so dit gaan die ewewigsposisie beïnvloed. So daar is waar. Toename in die hoeveelheid van Y solid. As jy die Y solid meer maak, so dit is nou die produkte meer maak, wat gaan gebeur? Hy gaan dit gebruik om weer reagense te maak. So dit gaan die ewewigsposisie beïnvloed. Okay, maar ek maak 'n kolletjie daar, want dit is 'n solid. 'n Afname in die druk van konstante volume. 'n Afname in die druk by 'n konstante volume. Okay, so hulle hou die volume konstant, maar hulle laat bietjie gas uit of so ietsie. Okay, so die druk word verlaag. Druk word verlaag beteken dit gaan na 'n kant toe met 'n groter mol. Okay, so as ons hierna kyk, is hierdie basically soos 'n invisible mol teenoor 1 mol. So hierdie vat geen drukking en hierdie vat dan 1 mol drukking. So as jy die volume groter maak, die druk minder maak, gaan hy na daai kant toe gaan. Is julle met my? Ja? So dit gaan die ewewigsposisie beïnvloed. Afname in die druk daar, né? Toename in volume van die houer, presies dieselfde effek, né? Is julle met my? Wat een van die volgende veranderinge sal nie? Ja. Toename in die volume van die houer,
beteken daar is meer spasie, wat beteken hy gaan na daai kant toe gaan. Ook. So hy gaan na links toe gaan. Ek onthou net hierdie vraag. Okay. Daar's ergens 'n uitvangplek hierso. Ek moet nie na my kolletjie kyk. Ons het gedink hy's ook waar. Ons het gedink hy's ook waar. Ja. Oor by C. Ja. Dit fikteer nie gas en maar so dit X gaan nie verander word. Dit gaan nie die XY beïnvloed mos nie, want dit is solid. Ja, maar hulle vra wat gaan die ewewigsposisie beïnvloed? Wat gaan nie die ewewigsposisie beïnvloed? As die ewewigsposisie is, gaan dit meer van daai maak, gaan dit meer van hierdie maak. Ja. Juffrou nie gister iets gepraat oor diffusie en die volume van die houer nie. Dat die gasproduksie nie meer of minder gaan wees nie. Dit eintlik konstant gaan bly. Maar is die druk verander? Nee, die gasproduksie gaan definitief verander as jy die volume verander. Definitief. Ja, afrome en die druk maak 'n groter volume. Ja. Sê weer? Dit beteken die gas word uitgelaat. Afname en druk by konstante temperatuur. Yes. Dis mos wat ek gesê het. Okay, wag. Afname en druk. Werk hy? Okay. So, 'n toename in volume beteken maak die houer groter. 'n Afname in druk. Hoe kan jy dit veroorsaak? Hoe kan jy maak dat die drukking minder is? Nou, drukking het te doen met gasse. So hoe kan jy maak dat die gas se drukking minder is? Deur gas binne, gas uit te tap. Skryf julle. Het julle geskryf? Dankie. Okay. So hulle het niks aan die volume gedoen in terme van die houer groter gemaak of kleiner gemaak nie. Hoe maak jy die drukking meer? Deur gas uit te tap. Soos is hierso. Okay? Die gas is van die reagense. So die gas gaan nee, antwoord nie. Die gas gaan minder word. So die gas was een van die produkte. Die gas gaan minder word. So dan gaan we van die reagense gebruik om weer produkte te vorm. Yes? Okay, so dit gaan nie ewewigsposisie verander. Nou, wat is dit? Nee. Wat van weer juffrou? Want dan maak jy hierdie meer, dan gebruik jy hierdie om daai te produseer. Maar I is die solid. Nie X. Ag, hy is die sorry. So dan vat jy maak jy hierdie meer, dan gebruik jy hierdie om daai te produseer. Ja, kom ons dit net op opsie. Maar wat sal die antwoorde? Ek sê daar's 'n uitvangplek wat ek wil hê julle moet wakker wees. Ek sien baie van julle is nie wakker nie. Ja? Dan ons moet net nie soos oplos nie, maar kry ons altyd. Nee. Okay. Toename die volume van die houer. Toename die volume van die houer. Sy gaan met die groter molgasse, sy gaan die ewewig skuif na regs.
Nee, maar die ewewig gaan na regs. Ek het nou nog gesê links. Die ewewig gaan na regs, so gaan dit veroorsaak 'n groter molgas. Van die een kant is 0 gas en aan die ander kant is 1 gas. So kan dit nie A wees nie, omdat dit 'n endotermiese reaksie is en die temperatuur reeds so hoog is in 'n geslote stelsel. Die endotermiese reaksie hou ons in elk geval van hitte eintlik. Ja, so ewewig gaan skuif. Hulle vra wat jy gaan nie die ewewig skuif nie. Nee, julle skree nou net goeters uit. Hoekom sê jy B? Nee, dis nie die antwoord nie. Ek het net gekyk dit waar het ek uitgegaan. Hulle het hierdie vraag gevra in ek dink in 2022 het hulle hom weer gevra net met 'n ander vergelyking. Okay, nou is 'n uitvangplekkie. So ek wil hê wat wil ek hê? Dat wil ek hê. Okay. So jou huiswerk wat ek wil hê jy moet doen vir my is vir hierdie reaksie moet jy A verduidelik. So gaan uitskryf. Okay? So ek wil hê 'n toename in temperatuur volgens die Chatelier se beginsel sal hy ek wil hê jy moet dit doen en dan wil ek hê jy moet vir my D gaan neerskryf. Sy woorde gaan neerskryf. Okay, so A en D sinne. Okay. Goed, wag ek gou vinnig. Okay. Goed. Volgende, ons gaan gou na vraag 8. Hulle sê die reaksie voorgestel deur die vergelyking hieronder bereik ewewig. Okay, so hier is een van die reaksies wat ek vir jou gesê het. Ek graag met jou sal nee, dit was nie hy nie. Ek sal 'n ander met jou wil doen. Maar ons het hom bespreek. Hierdie kant is pink, hier is hy, hierdie kant is blou, hier is water en hulle sê vir jou hy is endotermies, die reaksie, die voorwaartse reaksie. Omgekeerde reaksie, aqueous, liquid kom nie in die ewewigskonstante nie. Nou vra hulle vir jou, watter een van die volgende veranderinge aan die reaksiemengsel sal die kleur daarvan van blou na pink verander? So hulle sê vir jou, wat kan jy doen om soontoe te gaan? Okay, so kom ons dink gou. Jy kan water bygooi. As jy water bygooi, dan maak jy mos hierdie konsentrasie meer en dan wil hy weer hierdie doen. Daar's nog 'n opsie waar jy iets daarmee kan laat reageer. Kom ons kyk gaan na die opsies. Hulle sê voeg 'n katalisator by. Nee, dit gaan net die reaksie versnel. Plaas die reaksiemengsel in 'n houer met warm water. As jy dit warm maak, gaan die reaksie dit wil kouer maak. Deur wat te doen? Deur die endotermiese reaksie te bevoordeel wat beteken die voorwaartse reaksie bevoordeel wat beteken blou maak. En jy wil nie blou maak, jy wil pink maak. So nee, daai gaan werk nie. Voeg 'n paar druppels gekonsentreerde soutsuur by. As jy soutsuur bygooi, wat is soutsuur nou weer? Dis HCl. So as jy HCl byvoeg, Raak jy die antwoord van Sjoe? Wag, gee my net gou 'n oomblik. Okay? As jy HCl byvoeg, dan maak jy die konsentrasie van die kloor-ioon mos meer. Okay? So as jy HCl byvoeg, dan maak jy die konsentrasie van die kloor-ioon meer. Sê nee, hy wil dit minder maak. So dan gaan hy dit weer blou maak. Okay? So nie hy nie. Ons kyk gou na D. Voeg water by die mengsel. Dit is wat ons gesê het. As jy water byvoeg, gaan hy meer van die reaktant wil maak. So die antwoord is D. Ons gaan kyk hoeveel vrae is oor. Ek gaan net gou die vraag klaar maak en dan kom ek terug na dit. 'n Chemiese reaksie bereik ewewig. Wat een van die volgende stellings oor hierdie ewewig is waar? Gina. Die konsentrasie van die individuele reaktanse en produkte is konstant. Die konsentrasie van die reaktanse en produkte is dieselfde. Die konsentrasie van die individuele reaktanse is 0. Die konsentrasie van die produkte neem toe totdat die reaksie stop.
Nee. Ja. Sorry, is waar. Okay? So dit is konstant, nie dieselfde nie. Hulle hoef nie dieselfde te wees nie. Die reaktanse sal nooit 0 wees nie, want die reaksie is in ewewig en geslote houers, wat gaan heeltyd back and forth en back and forth en back and forth, en dus hoekom die reaksie nie stop nie, want hy is in ewewig en geslote houer. Die reaksie sal stop as jy die deksel oopmaak en die gasse kan uitgaan as hulle moet. Okay, volgende ene. Die vergelyking hieronder stel 'n chemiese reaksie by ewewig en geslote houer voor. Gas, gas, gas. Die molverhouding is 2 tot 2. En die voorwaartse reaksie is eksotermies. Watter een van die volgende veranderinge sal die waterstof-iodied opbrengs in die bostaande reaksie verhoog? Okay, so jy wil meer produkte maak. Kan jy iets met die druk doen? Jy kan glad nie iets met die druk doen nie, want die mol-gasverhouding is 2 tot 2. So glad nie C nie, glad nie D nie. Pieter, fokus. Okay, so nou gaan dit iets met die temperatuur wees, kan jy sien. Die voorwaartse reaksie is eksotermies, so wat moet ons doen? Ons moet dit kouer maak, sodat hy dit wil warmer maak. So ons moet die temperatuur verlaag, B. Dan die laaste ene, die gebalanseerde vergelyking hieronder, stel 'n chemiese reaksie by ewewig in 'n geslote houer voor. Nou sien jy gas, 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 die molverhouding is 3 tot 2, en jy sien die voorwaartse reaksie is eksotermies. Nou sien jy, vra hulle vir jou, watter een van die volgende toestande van temperatuur en druk sal beide die voorwaartse reaksie bevoordeel? Okay, nou die temperatuur en kyk is maklik. Want as die voorwaartse reaksie eksotermies is, dan moet ons die temperatuur kouer maak. So as dit kouer maak, gaan hy dit wel warmer maak. Okay, so dis of A of D. Dan met die drukking, so ons moet voorwaarts bevoordeel, so ons moet dit 'n kleiner volume maak. So wat gebeur met die druk? Die druk neem toe. So as ons die druk verhoog en verhoog, dan gaan hy na die kleiner mol toe wil gaan, so die antwoord is A. Okay, laat ons hoor, Heinrich. So, Jan gesê, Hoekom sê jy so? want druk verander gewoonlik wanneer volume verander of hoeveelheid gas verander. Maar die vraag sê by konstante volume, as die volume dieselfde bly, is daar geen werklike verandering wat die ewewig plaatsvind. Wat is dit wat ChatGPT sê? Is jou ChatGPT Afrikaans? Ja, as jy Afrikaans praat, dan praat hy. Ek voel ek het hierdie geweet, maar ek het hierdie vergeet. Okay, maar ek wil nog steeds sê jy moet my uitskryf 7A en 7D, want jy het nie gefokus nie en hy het net vir ChatGPT gevra.